Goeiedag julle, ek hoop het gaan goed, en julle het 'n wonderlike dag. Het is vandag Woensdag, en ons praat oor As Woensdag. Wat is As Woensdag? As Woensdag merk die begin van lydingstyd. Dis die 40 dae wat lei na Paasnaweek toe, Sondag uitgesluit. En so op hierdie dag, waar daar van die Christene in die wêreld daarvan hou om as op hulle voorkoppe te plaas, in die vorm van 'n kruis. Maar wat hulle eintlik daarmee wil sê, en dis waar ons by moet vashak, is woorde soos in Genesis 3 vers 19, onthou dat jy stof is en tot stof sal terugkeer. Of 'n gedeelte uit Markus 1 vers 15, bekeer julle en glo die evangelie. So die dag fokus dus op twee hoofwaarhede. Sterflikheid, wat beteken jou en my lewe, ons lewens is broos. Bekering is die ander ene. Die hart moet na God gerig word. Jou lewe, jou fokus, jou dag-tot-dagse bestaan begin by God. Jy fokus op jou hemelse Vader, dan leef jy jou lewe. Dit is soos 'n geestelike herbeginpunt, hierdie As Woensdag. Jy kan dit definitief dus dan gebruik tot jou geloofsgroei, om te sê, maar wag 'n bietjie, waar staan ek in my geestelike lewe, my verhouding met God, ken ek my posisie, en hoe leef ek teenoor God? Nou kom ons praat 'n bietjie oor waar kom dit vandaan. Nou, Bybelse worstels, daar is geen direkte, hoor mooi, direkte Nuwe Testament opdrag wat ons het om As Woensdag te vier nie. Maar, en dis nou belangrik, die gebruik groei uit sterk Bybelse simboliek. In die Bybel simboliseer as, met ander woorde daai verbrande stoffies, nê? Dit simboliseer bekering. Ons kyk na Nineve, Jona, in die boek Jona 3 vers, hoofstuk 3 vers 6. Rou by Job 2 vers 8. Nederigheid voor God, Daniël. Menslike broosheid, Genesis 18 vers 27. Mense het letterlik in as gesit, sakklere gedra en hulle het gevas. So As Woensdag sê dus, laat ons lydingstyd begin, soos mense in die skrif na God teruggekeer het. Hier is 'n derde ding wat ek dink ons moet vra is, hoe het die vroeë kerk bekering beoefen? So die eerste Christene in die 2de en die 4de eeu het nog nie As Woensdag gehad soos ons dit vandag ken. In plaas daarvan het hulle openbare dae gehad, hulle het, as sondaars het hulle 'n tyd van bekering voor Paasfees ingegaan. Nog 'n ding wat hulle gedoen het, hulle het eenvoudige klere gedra. Soms is as op hulle geplaas. Hulle is weer met die kerk versoen op Witte Donderdag. Gaan kyk bietjie wat daai Witte Donderdag na verwys. So as was dus oorspronklik gekoppel aan 'n openbare boetedoening. Laat ek dit weer sê, gekoppel aan 'n openbare boetedoening. Nie 'n jaarlike diens vir almal in 'n kerk nie. Teen die 8ste en die 10de eeu het die Westerse kerk die simboliek geleidelik op die hele gemeente toegepas. So teen die 11de eeu het die gebruik algemeen geword om aandag te gee aan As Woensdag. Nou kom ek by 'n volgende ding wat ek dink ons ook moet vra is, wat As Woensdag vandag teologies beteken? Nou in sy kern dra As Woensdag 3 groot waarhede. Kom ons kyk gou na die 3 groot waarhede. Eerste ding, jy is nie God nie. So die as herinner ons dat ons eindig, dat ons afhanklik is, dat ons as mense broos is. So in 'n moderne wêreld wat selfbeheer en selfbou baie sterk beklemtoon, is hierdie boodskap baie diep nodig. Nou kom ons kyk na die tweede ding wat ek wil hê ons moet hoor. Sonde is werklik, maar genade is groter. Ons swakhede, ons misstappe in die lewe is werklik, maar die genade van 'n liefdevolle God is groter. So die dag begin die reis van lydingstyd na die kruis. As alleen sou wanhoop wees. As in die vorm van 'n kruis
Dit word hoop. Vir jou en vir my, hoop. Derde gedagte. Die lewe is kort. Draai nou terug. Dis wat die gedeelte jou, ofwel, wat Aswoensdag vir jou wil sê. Jou lewe op hierdie aarde is kortstondig. Kom in daai regte verhouding met die Here. Hierdie dag moet jou eintlik konfronteer dat jy moet ophou om die geestelike element van jou lewe uit te stel. Ons moet nie sê een dag nie. Jy moet sê vandag. Vandag is ek verantwoordelik en sterk in my verhouding teenoor my Skepper. Waarom Woensdag, hierdie Aswoensdag, waarom is dit steeds belangrik? Nou in ons kultuur leer 'n mens dikwels, moenie oor die dood dink nie, nê. Moenie skuld erken nie, moenie stil word nie, gee jou stem, of moenie bekeer nie, nê. Daai ander wang draai nie. Aswoensdag bring hierdie dinge sagkens terug. Hy sê nee, daai goed is oukei. Dit gee gelowiges ruimte om eerlik te wees oor. Jy moet kan eerlik wees oor moegheid in jou lewe. Jy raak moeg, jy raak uitgeput. Jy moet kan eerlik wees oor jou sonde, jou foute, jou swakhede wat jy het. Jy word gevra om eerlik te wees oor hartseer. Eerlik te wees oor angs. Jy moet eerlik wees oor geestelike droogte. Dit is een van die min kerkdae wat spesifiek vir sielseerlikheid bestaan. As jy dit so bietjie uitmekaar uithaal, bietjie uitmekaar uitpak. Praktiese maniere om Aswoensdag te gebruik. Hier is eenvoudig, 'n eenvoudige en 'n sterk pastorale idee. Persoonlike refleksie. Jy moet gaan sit en bietjie met jouself praat. Vra 3 vrae. Wat moet hierdie jaar in my lewe sterf? Wat is die ding wat moet sterf? Wat ek moet weggooi, wat ek moet uitlos? Tweede vraag. Waarvan moet ek wegdraai? Is dit mense in my lewe? Is dit omstandighede, dinge? 3. Waar het ek God die nodigste in my lewe? Gebruik hierdie gedagte van Aswoensdag om te groei. Mens kan baie maklik sê, ag, dis nou alweer nog 'n daggie en dis 'n ding wat ontwikkel het deur die eeue en jy sal sien dat daar selfs groeperinge is wat gaan sê, dit is iets wat die mens ingeprop het, dit kom nie uit die Bybel uit nie. Weet jy wat? Dit gaan oor die betekenis daarvan. Wat is die diepere betekenis wat dit vir jou kan hê? Want om 'n Christen te wees is nie net 'n naam nie. Dis iets wat jy beoefen. En na sulke dae soos vandag jou help om jouself te fokus, om jou geloof te oefen, sodat jy nader aan God kan kom. Gebruik dit. Aswoensdag is op pad na lydingstyd, maar dit wil tog vir jou sê dat jy moet bietjie introspeksie neem. Bietjie kyk waar staan jy in jou geloof en voluit daaraan weer nuut en vars aandag gee. Hoopelik het hierdie verduideliking so 'n paar dinge in jou wakker gemaak. Mag jy 'n wonderlike dag hê en onthou van daar vorentoe kom ons fokus op hierdie gedagte dat Jesus gekom het om jou te verlos. En as jy nog nie 100% seker is wat daai verlos vir jou moet beteken nie, werk daarmee. Gaan sit en raak rustig daarmee en vra, hoe het God se kruisdood my lewe geaffekteer? Pragtige dag vir u, voorspoedige 40 dae na Paasnaweek toe, mag die Here se seën met u wees.